Hartlik goeiemôre broers en susters en mede-volksgenote. Dit is vandag Woensdag die 1 September 2021, ook dan die 25ste van die 6de maand Elul op die Hebreëse hemel en aarde kalender wat ons navolg. En ons is so 'n week weg nou van die laaste feeste van die jaar wat voorlê. Naamlik die eerste een wat nou binne die volgende week op ons lysie is Yom Teruah, die dag van trompette, en ons sien baie uit daarna. Halleluja. Kom ons lees vanoggend verder saam uit Deuteronomium hoofstuk 25. As daar tussen manne 'n twis is en hulle na die gereg kom, en die regters hulle vonnis en die regverdige regverdig verklaar en die skuldige skuldig verklaar, as dan die skuldige slaaf verdien, moet die regter hom laat lê en hom in sy teenwoordigheid met 'n aantal slae laat slaan volgens sy skuld. 40 slae mag hy hom laat gee, nie meer nie, dat hy hom nie verder met baie slae bo dit slaan en jou broer voor jou oë veragtelik gemaak word nie. Jy mag 'n os nie muilband as hy graan dors nie. As broers by mekaar woon en een van hulle sterf sodat hy 'n seun het, dan mag die vrou van die oorledene nie daar buite 'n vreemde man sin word nie. Haar swaar moet by haar ingaan en haar as sy vrou neem en die swaarshuwelik met haar sluit. En die eersgeborene wat sy verwek, moet staan op naam van sy oorlede broer, dat sy naam nie uit Israel uitgedelg word nie. Maar as dit die man nie beval om sy skoonsister te neem nie, moet sy skoonsister na die poort opgaan na die oudstes toe en sê: My swaar weier om sy broer se naam in Israel in stand te hou. Hy wil met my die swaarshuwelik nie sluit nie. Dan moet die oudstes van sy stad hom roep en met hom praat. Bly hy dan daarby staan en sê: Dit beval my nie om haar te neem nie, dan moet sy skoonsister voor die oë van die oudstes na hom toe nader en sy skoen van sy voet aftrek en in sy gesig spieg, en sy moet verklaar en sê: So moet met die man gedoen word wat die huis van sy broer nie wil bou nie, en sy naam moet in Israel genoem word, die huis van die kaalvoet. As manne met mekaar veg, die een met die ander, en die een se vrou aankom om haar man te red uit die hand van die een wat hom slaan, en haar hand uitsteek en hom by die geslagsdele gryp, dan moet jy haar hand afkap, jou oog mag nie verskoon nie. Jy mag nie 2 soorte weegstene, 'n groote en 'n kleintjie, in jou sak hê nie. Jy mag in jou huis nie 2 soorte efas, dit is 'n efa die droë maat, gelykstaande aan ongeveer 22 liter, en bestaan uit 10 omers. Daar is 10 efas in 'n gomer. So, jy mag in jou huis nie 2 soorte efas, 'n groote en 'n kleintjie hê nie. Jy moet 'n volle en 'n regte gewig hê. Jy moet 'n volle en regte efa hê, sodat jou dae verleng mag word in die land wat Jahwe jou Elohim jou sal gee. Daar staan elders geskrywe, Jahwe haat 'n skale wat nie reg weeg nie, wat my bewoording is nou nie reg vanoggend nie, maar jy sal weet waarvan ek praat. Hy hou nie van onregverdige gewigte nie. Want almal wat hierdie dinge doen, is 'n gruwel vir Jahwe jou Elohim, almal wat onreg doen. Dink aan wat Amalek op die pad by julle uittog uit Mitsraim aan jou gedoen het, hoe hy jou op die pad teëgekom het en by jou die agterhoede al die swakkes agter jou verslaan het, terwyl jy moeg en mat was, en hy Elohim nie gevrees het nie. As dan Jahwe jou Elohim vir jou rus gee van al jou vyande rondom in die land wat Jahwe jou Elohim jou as erfenis sal gee,
om dit in besit te neem, dan moet jy die herinnering van Amalek onder die hemel uitdelg. Vergeet dit nie. En ons weet, dit het toe gebeur in die tyd van koning Saul, waar hy ook nie Vader se instruksie volledig uitgevoer het nie. En ons weet wat gebeur het, hy uiteindelik die koningskap verloor. Is ook 'n les vir ons, dat ons nie links of regs sal afwyk nie, broers en susters, maar sover as dit ons kan in ons diaspora tussen die nasies, laat ons gehoorsaam wees aan Vader se instruksies. Nie uit dwang nie, want Elohim dwing niks op ons af nie. Hy het ons 'n vrye wil keuse gegee, maar omdat sy gees in ons woon, wil ons sy instruksies gehoorsaam, want ons is lief vir hom, omdat hy ons eerste lief gehad het. En dis die minste wat ons kan doen. En dit is die vrugte wat by ons bekering pas, wat ons moet dra, waarvan die Meester Yeshua gespreek het. Halleluja. Dis 'n kort hoofstukkie vanmôre. Ek kan nie baie op hom uitbrei nie. Ons gesels môre weer, as Vader ons spaar. Mag elkeen 'n wonderlike en 'n geseënde dag hê, en mag hy ons barmhartig wees in hierdie tyd van verootmoediging, soos wat die duisternis oor hierdie land en oor die wêreld begin toeneem. En mag ons Meester Yeshua, die gesalfde een, spoedig kom en sy koninkryk bring. Halleluja. Vrede vir elkeen. Geseënde dag. Totsiens. Adamie, dit moet jy weet, Jahwe sal jou nooit vergeet. In die voortyd verordeneer, jou naam in sy hand graveer. Israel, alleen het jy, wat Jahwe uit Egypte lei. Jy alleen is uitverkies, om sy eie volk te wees. Majesteit Jahwe, ewige Elohim. Amen en amen. Halleluja. Majesteit Jahwe, ewige Elohim. Amen en amen. Halleluja. Adamie, dit moet jy weet, Jahwe sal jou nooit vergeet. In die voortyd verordeneer, jou naam in sy hand graveer. Israel, alleen het jy, wat Jahwe uit Egypte lei. Jy alleen is uitverkies, om sy eie volk te wees.